Het is my altyd so lekker om so in die oggend die Here te dien, en veral wanneer dit so 'n bietjie koeler begin raak. En die geheim van 'n koel oggend is wanneer die lofprysing begin, steek maar so ou hand in die lug. Het of begin daar, julle ken mos die ou voetjie, die Afrikaanse voet wat begin tap. So ons raak maar deel van dit wat gebeur. Maar dan dankie dat jy vanoggend hier is. Ten spyte van die koue en die reën, kan ons net 'n oomblik vat. Ons het hierdie middag vir reën gehad, ons het verlede week 'n verklaring gemaak waar ons gesê het, ons glo dat die Here die reën gaan stuur. En kyk wat ons God gedoen het. Kan ons 'n oomblik vat en net vir die Here 'n groot applous gee. Ons sê dankie Heilige Gees. Dankie Here. Sjoe. Ek het op 'n stadium gister, as die voeltjies so besig om te bad, en hulle bad hier in van die potholes en so aan, en in van die modderstukke, en dan vra my seentjie op 'n stadium, hy sê, papa, hoekom bad die voeltjies daar? En die eerste ding wat ek kan uitglip, om een of ander rede, is hulle maak hulle self skoon vir die braai. Ek wil net sê, dit was vir hom skokkend. In elk geval, ons is vandag 'n droom Sondag, en ek het 'n opgewondenheid in my gees, vir alles waarmee die Here besig is die laaste ruk. En julle sou sien, ons het klomp bewegings in ons kinderkerk, in ons selgroepe, daar's 'n klomp goed waarmee die Here besig is, selfs in die lofprysing, kursusse en allerhande goed. So ons hardloop ons beentjie stomp, maar prys die Here, daar's 'n groot span wat saam hardloop. En vanoggend wil ons net so vinnig iets van daai droom deel, en hoe ons dit gaan bereik. So ons het hierdie droom, wat ons glo die Here vir die gemeente gegee het, deur die gemeenteraad, deur 'n klomp ander, en deel van daai droom gaan daaroor dat ons teen 2030 op 'n sekere plek wil wees. Teen 2030 sekere dinge in plek wil hê. En een daarvan is byvoorbeeld dat ons glo dat ons teen 2030 'n floreerende, geesvervulde, skrifgebaseerde kinderbediening van die grond af gaan hê. Die volgende ding, ons glo dat ons teen 2030 selgroepe gaan hê, waar elke persoon in hierdie geestelike familie toegerus kan word om ander in ons dorp te bedien en te bereik. Ons vertrou die Here vir groot dinge in ons lofgroep, dat ons gaan begin liedere skryf, wat 'n volgende generasie gaan bereik. Ons wil hê dat ons gemeente, een van daai gemeentes moet wees, waar as jy instap, moet jy die salwing van die Gees ervaar, in jou gees, in jou siel, in jou bene. Jy moet hier uitstap, en jy moet sê, maar ek het nie dieselfde uitgestap, as wat ek ingestap het nie. En net so is daar klomp drome, wat ons op die hart het, wat ons graag teen 2030 wil bereik. En ons glo, dis die Gees wat het vir ons gegee het. Maar om dit te bereik, is daar sekere dinge nodig. Ons het nodig om dit maklik te maak vir mense om in te skakel. Ons het nodig om dit maklik te maak vir iemand om die evangelie byvoorbeeld hier binne te kan hoor. Ek dink so aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en ons gaan in 'n oomblik gaan ons 'n bietjie meer oor haar gesels. Maar wat vir my so opvallend is van haar, is dit sê in Lukas 8, terwyl sy aan bloedvloeiing gelei het, moes sy deur die skare druk om by Christus uit te kom. En deel van ons droom is om dit vir mense maklik te maak om deur die skare by Christus uit te kom. Dit beteken dat ons nodig het om sekere goed op te gradeer. Dit beteken dat ons byvoorbeeld nodig het om ons klank beter te maak, sodat selfs hulle wat daar agter sit, en hopelik eendag breek ons so 'n bietjie uit kante toe ook. Nee, Pieter, amen. Maar dat ons het nodig om sekere goed in plek te sit, om dit maklik te maak vir mense, om die evangelie te kan ontvang. Dis dieselfde met ons kinderbediening, daar is sekere goed wat ons in plek moet hê, om dit maklik te maak vir ons kinders, om deur die skare en die opinies van die wêreld te kan druk, om by Jesus uit te kom. En dis dieselfde met elke ander bediening. So deel van Droom Sondag is, ons wil hierdie droom voor jou kom lê. En ons wil vir jou vra, bid saam oor hierdie droom, en bid saam oor die praktiese deel daarvan. So ek gaan vir hom Kobus vra om 'n klomp goed op die tafel te kom sit,
wat ons nodig het in die volgende paar jaar en nodig het in hierdie jaar om by daai droom uit te kom, waar ons glo ons gaan hierdie dorp bereik en saam met ander gemeentes ook. Ek wil vir jou vra, wanneer jy hierdie drome sien vanoggend en wanneer jy syfers sien, wil jy nie vir die Here vra of daar iets is wat hy op jou hart lê nie. En as dit binne jou vermoë is, vra vir die Here vir 'n bedrag, waarmee jy ook ons hande kan sterk maak in die jaar wat kom. Dalk is dit maandeliks, dalk is dit op een slag, dalk is dit meer. Onthou daar's daai vers wat sê, die Here het 'n blymoedige gewer lief. So moenie gee uit 'n plek waar jy voel, ons forceer jou nie, moenie gee uit 'n plek waar jy voel, weet jy, ek kan dit nie eintlik bekostig nie. As dit binne jou vermoë is, in die eerste plek. In die tweede plek, vra vir die Here vir daai bedrag. En wil jy nie dan ons hande sterk maak nie? En dankie, en by voorbaat dankie vir elkeen. So ek gaan vra vir hom Kobus, dat hy vir ons 'n paar van die drome op die tafel sit, en dan gaan ons daaroor bid, en ons gaan die Here vertrou, dat ons teen 2030, 'n geesvervulde, skrifgetroue, kinderbediening, kerk, selgroepe, lofgroep, en elke deel daarmee saam gaan hê. En dankie daarvoor. So dankie om Kobus. Dankie Pieter, en goeiemôre almal. Nou ek wil begin vanmôre eerstens te sê dat Marlies het my gesê, Desember maand is sy al 20 jaar betrokke by ons gemeente in finansies. En ons wil vir jou sê baie dankie vir daai getroue. En sy sê vir my, toe ek hier begin het, toe was jy al hier gewees. So is ook tyd om terug te staan een of ander tyd. Maar ek gaan vir Delano vra om vir julle daar op die bord te wys, en ek wil net vir julle sê dat hierdie wat ek op julle hier wys, is enige tyd beskikbaar. Jy moet net jou hand opsteek, vir Marlies die naam gee, en ons stuur dit vir jou. Kan jy vanmiddag rustig daarna kyk, en dan ook by die Here vra, Here, waar kan ek 'n bydrae maak? Waar kan ek 'n verskil maak in ons gemeente? Nou, daar sien julle, ek het dit nou, die verwagte inkomste is nou al finaal, is nie meer verwag nie, dit is nou werklik finale syfers, en dan die begroting gedeelte daar, hierdie dingetjie werk nie, maar die begroting gedeelte daar, is wat ons begroot vir hierdie jare. Nou, daar sien julle wat is, Delano, die eerste skyfie het jy gemis. Daar is hy. Daar is ons totale inkomste, en ek dink al wat julle moet onthou, is dat ons het vanjaar afgesluit met 'n tekort van R90.000. Nou moet julle onthou, ons het 'n nuwe predikant gekry, en ek wil nie sê hy is die skuld daarvoor nie, maar ons moes hom trek hier na toe, waaroor ons baie opgewonde is, en is money well spent daai. Maar dis allerhande sulke koste wat ons moes aangegaan het hierdie jaar. Tekort daar, en ons begroot volgende jaar 'n tekort van R344.000, maar weet julle, as jy kyk na die R90.000 afwyking met die inkomste, is dit so maklik, vat dit net hoeveel per maand, dan is dit regtig baie min wat ons addisioneel moet bysit om daai begroting. Dan nou, jy kan na die volgende skyfie toe gaan. Daar sê, ek gee net vir julle 'n aanduiding hier van wat is die maandelikse bydrae, jaarlikse bydrae, en wat is die eredienste en diverse inkomste. Daar sien julle, ons het ons maandelikse inkomste nodig. Dis wat jy maandeliks aan die kerk gee. En dan eredienste, kyk en daarsom. Ons erediensbydrae is wonderlik afgelope jaar. Ons het R225.000 erediensbydrae gekry. En diverse ander inkomste wat ons gekry het. Dan die volgende ene. Nou, is dit so, hoekom het ons maandeliks nodig? Is dat ons 'n konstante uitgawe het rondom personeel, munisipale rekeninge en diverse, daaroor kan ons besluit. Voor ons dit nie aangegaan het nie, het ons dit nog nie uitgegee nie. So, en dan is er 'n dale bydrae wat ons het, en dan die kommissies met hulle werksaamhede, en die kommissies weet wat hulle in hulle
doen en ons het 'n groot beplanning wat ons hierdie jaar met die kommissies ook wil doen. Maar daar sien julle wat ons personeel is 52% van ons totale uitgawe gaan aan die personeel. Nou ons het 'n dominee nodig, ons het 'n Marlies nodig, ons het 'n Pieter nodig, as julle lekker musiek hierso na luister en dan het ons ook arbeiders op die terrein nodig. En met al hulle, julle weet wat is personeelkoste is baie hoog. En dan munisipale rekening is eintlik baie laag, 3,18%. Diverse. Okay, Delano, volgende ene. Jy sit miskien vanoggend hier so man, sê, weet jy, ek kan eintlik net R50 bydra, addisioneel. Maar as jy net gaan kyk, ons het 'n begroting, daai boonste lyntjie wat julle sien is ons begroting. En ons het 'n begroting gedoen, as ons 10 mense kry, wat R1000 'n maand ekstra kan gee. As ons 10 mense kan kry wat R500 ekstra kan gee. As ons 10 mense kan kry wat R100 ekstra kan gee, 10 mense wat R50 ekstra, dan het ons baie maklik by ons begroting uitgekom. So as jy vanmôre sit en sê, ek kan nie R1000 ekstra gee nie, maar ek kan R50 gee. Weet jy, elkeen is, en dit, waaroor gaan dit eintlik? Het gaan oor dankbaarheid. Hoekom wil ons regtig vir die Here dankie sê? En ons wil ons kerk hier so in stand hou, so daar sien julle wat die verskil kan wees, deur net jou bydra, en elkeen van ons het ander vermoëns hierso. Dankie Delano. Nou, ons het 219 besoekpunte in ons gemeente, en hierdie sien julle, wat is die maandelikse mense wat maandeliks bydra. Dit wissel van 25 tot 30 mense wat maandeliks bydra. En ons eintlik daai inkomste het ons nodig. As ons meer mense kan kry wat maandeliks kan bydra, dan is dit baie makliker vir ons. Daarna die volgende ene. Kan julle sien daar die begroting is dit wat ons begroot het. Dis om ons by ons begroting te bly. En nou kan julle sien hoe wisselvallig is dit. So 1 maand moet ons dalk die predikant bietjie minder betaal en Marlies minder betaal, en die volgende maand kan dit hulle meer betaal. Dan het ons weer baie bydra, maar dit help ons as jy 'n maandelikse bydra kan gee, dan is dit fantasties. Goed, ons sluit af die jaar, ons saldo, wat ons in die bank spaarrekening het, daar sien julle, 1.2, en dan het ons maandelikse inkomste vir die jaar gekry, en jaarlikse inkomste, eredienste, en dan sien julle totale inkomste van 1.8, en ons uitgawe is 1.9, ons het R90.000, weet julle, en dit is min, en ons dank die Here, dat hy vir ons mense gegee het op die finansiële kommissie. Ek dankie vir julle, vir die hulp wat julle vir my verleen, oor al die jare, dat ons hierdie begroting kan laat klop. Maar dan sien julle hier, heel aan die onderkant, ek weet nie of julle, party van julle moet opstaan om dit te sien, het ons R1.2 miljoen in die belegging, en ons bank staan op R19.000, dis 28 Februarie, en ons dank die Here, dat ons die jaar kan afsluit, in spite van alle uitgawes wat ons moes gedoen het vanjaar, om die deur die drif te trek. Dankie Delano. Nou, Pieter het gepraat van ons droom. Nou, hier is ons droom. Die klank spectrum toets. Wat dit ook al beteken, ek dink, Delano, julle weet eerder wat dit beteken, né? Ons wil, hierdie klank wil ons baie suiwerder hê, sodat almal daar agter, en die wat nog nie gehoorstukkies gekry het nie, dat hulle ook kan hoor. So, ons wil iemand kry wat dit kom doen vir ons, en dan het ons die projektor. Dit is nou om die beeld wat julle hier sien hiervoor, baie beter te maak. En dan het ons ook, julle sien hoe blom die jeug, né? Ons wil TV in elke lokaal beskikbaar stel. Ons het al reeds van jaar begin om die, was die wifi in Afrikaans? Wifi, né? Om het uit te brei na die klaskamers toe ook, en as ek net dink, julle, toe ek hier begin het niemand van ons selfone gehad het, en hier het nie een wat nie meer 'n selfoon het nie. So, elkeen van ons het opgegradeer, en kyk net wat het nou gebeur, ons het al reeds R5.000 ontvang vir die TV, iemand het gesê, hoorie, maar ek gaan 'n bydrae maak, en so kan julle betrokke raak,
Jy kan dalk nie op 'n permanente basis bydra maak nie, maar jy kan betrokke raak by 'n projek. Gaan kyk vanoggend as jy tee, koffie drink. Die saal se vloer het ons al daai groefies wat so diep was, het ons reggemaak. Iemand het betrokke geraak, ons het R4000 op die begroting gehad vir hierdie jaar, en ons het 'n donateur gekry, en dit kos ons nie 'n sent nie. So kan jy betrokke raak by enige iets, en jy wil, en dan, ons grootste kopseer, is om hierdie dak van ons. Nou, ons het al 2 jaar gelede begin om 'n kwotasie te kry vir die dak. Ons het 'n kwotasie gekry vir R409,000. Maar ons het met die kontrakteur gepraat en hy sê vir my, julle het nog 4 jaar oor, of julle het 5 jaar oor. So, ons lap en stop op hierdie stadium aan ons dak in, maar dis iets wat ons voor moet begroot in die toekoms. Baie dankie. Ek dink, dit is die einde van die storie, né? Wag, ek net 'n bietjie. Ja. Baie dankie. En soos ek gesê het, hierdie dokumente is almal beskikbaar by Marlie se kantoor. Dankie hoor. Kan ons dit vir Kobus dankie sê, daar's baie moeite in hierdie syfers in. Dankie, Marlies. Dankie. Kyk, ek is dankbaar vir Kobus, nee, want as ek moet myself bekommer oor finansies, stop ons vandag selfs die water uit die boorgat uit. Maar dankie Kobus, dankie vir oom en dankie vir elkeen wat insaai in hierdie drome in. Weens ons is opgewonde oor dit wat kom. Ons is opgewonde oor dit waarmee die Here besig is. So ek gaan vra vir die Here, waar kan jy betrokke raak? Hoe kan jy help? Dalk kan jy net 'n hand bysit, dalk kan jy dakkappe slaan en dis ook vir ons goed. En by voorbaat dankie vir elkeen. So kom ons bid net saam en dan gaan ons in die woord ook ingaan vandag. Vader, dankie. Dankie weens vir elke droom. En ons wil vra Heilige Gees, Here, kom roer ook ons harte. Kom druk ook op ons harte, Here, waar ons betrokke kan raak en waar ons kan uithelp. En dankie daarvoor, Here. Dankie vir die droom wat U op ons gemeente se hart gesit het. Ons gee dit vanoggend voor U en ons kom lê dit weer by U voete. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Heilige Gees, vir die verantwoordelikheid, Here, om die koninkryk te kan bou as gemeente. Dankie dat ons 'n impak kan hê in ons dorp, 'n impak kan hê in ons samelewing, in ons huise, in ons skole. Ons wil vra, Here, vermenigvuldig hierdie droom. Maak dit selfs groter. En dankie daarvoor, Here. Dankie vanoggend vir U woord. Dankie vir elke droom wat U op ons gemeente se hart sit, maar ook op elke gesin se hart sit, op elke pappa en mamma se hart sit. En ons eer U daarvoor. En ons is so lief, Here. Dankie, Jesus. En almal sê saam.